Louis, vandag se vraag is, kan herinneringe genesend wees? Ja, dit is maar interessant, want ons praat so baie oor dit wat in jou kinderjare gebeur, dit wat met jou geheue en hoe dit altyd negatief of gekoppel word aan trauma. So, kan herinneringe genesend wees? Kom ons sê net eers twee dinge. Een, soos jy sê, geheue is nie net gekoppel aan trauma nie, wat genees moet word nie. Geheue is ook aan positiewe dinge gekoppel. En insidente. En dan tweedens, natuurlik kan mense geheue genesend wees, maar ons moet net eers oor geheue praat. Ons moet net vinnig net noem, geheue is nie 'n digitale opname op 'n hardeskyf nie. Dis nie 'n objektiewe ding nie. Jou geheue, dit wat jy onthou, is amper 100% gewaarborg om nie objektief heeltemal akkuraat te wees nie. Jy dink jy onthou die persoon het 'n blou hemp aangehad? Nee. Jy dink dit het so gebeur? Nee. Dis nie te sê dit het nie so gebeur nie, maar dit is nie heeltemal soos jy dit onthou nie. En dit is oor en oor bewys. Ons geheue is dus eintlik 'n subjektiewe ding wat ook gekoppel is aan ons emosies. Onthou, ons geheue bestaan uit ons sintuie. Dit bestaan uit wat ons gesien het, gehoor het, geruik het, op ons liggame gevoel het, die temperatuur of die aanraking en natuurlik het dit ook dan 'n sekere emosionele effek. As mens terugdink aan jou lewe en jy dink aan 'n vreeslike aangename gebeurtenis wat vir jou aangenaam was versus 'n onaangename gebeurtenis, dan sal jy agterkom die manier hoe die kleure en die klanke en die prentjies gerangskik is rondom daai geheue is verskillend. En dis wat dit onaangenaam of aangenaam maak. Goed. Kom ons kom dan terug na jou vraag. Kan jou geheue vir jou genesing bring? Jou geheue van insidente, jou rekolleksie. Ja, maar wat beteken genesing? Genesing kan partykeer dan beteken dat 'n stuk wat jy onthou minder emosioneel jou aantas. Dit sal 'n vorm van genesing wees. As jy dieselfde ding onthou, maar jy is nie meer so ongelukkig daaroor nie, of kwaad of hartseer of ontsteld of angstig of wat dit ook al is nie. Dis tog 'n vorm van genesing. Of as jy kontrole het oor hoe jou geheue gebeur. Met ander woorde, wanneer dit gebeur en op watter tye dit gebeur en hoe lank dit gebeur. Soos teenoorgestel byvoorbeeld met posttraumatiese stresgeheue wat kom net wanneer dit wil, so lank soos wat dit wil en jy kan niks daaraan doen nie. So, as jy dan kan sê, maar wag, dis nie vir my lekker om daaraan te dink nie, maar ek sal kies wanneer en vir hoe lank, is dit 'n vorm van genesing, né? As jy of 'n persoon of die individu die geheue kan hê sonder om te disintegreer, om nog steeds die vergadering te kan hê of nog steeds aan te gaan met die sosiale funksie al het daardie geheue greep jou ontstel. Dit is 'n vorm van genesing. En as die manier hoe jy praat daaroor sal ook aandui of dit 'n vorm van genesing is. Ek weet nie of ek hoop dit maak sin. Dit maak totaal en al sin. Ek dink net ook hoe ons gewone mense, dis nou mense wat nie professioneel werk soos jy nie, hoe ons altyd dink aan die goed en die sleg. Nou, as ek die vraag lees, dan dink ek, ja, mense kan dit dink die slegte herinneringe is nie lekker nie en dit voel nie goed nie. Maar is daar iets soos om te fokus op die goed wat ons nooit aan dink nie? Ons dink net aan die slegte goed, dat miskien om te dink aan dit wat ook goed was. Dit kan bydra tot genesing in jou lewe. In ander woorde, my kinderjare was net so 'n absolute aaklige tyd gewees, maar tog om ook te onthou, daar was ook goeie tye gewees, nie om iemand te onskuldig te maak van iets nie, maar daar was ook goeie tye gewees. Kan Ja. dit ook so gesien word?
Ja, jy verwys na onder andere die manier hoe mens in taal en in 'n narratief jou werklikheid of jou geheue beskryf. So, kom ons gebruik jou voorbeeld. So een manier om meer positiewe effek te kry uit jou geheue. Onthou net wat ons sê, dieselfde gebeurtenis kan onthou word met verskillende emosionele impak of sielkundige impak afhangende van hoe dit geproseseer word. So jy kan nou onthou presies jou voorbeeld te gebruik. Die narratief wat jy gebruik, jy kan sê luister, ek het daarom verskriklike slegte kinderjare gehad. Niemand het ooit vir my aandag gegee nie. En as dit jou werklikheid is, dis 'n verskriklike alleen en desolate perspektief. Ek kan sommer dink dat mense hartseer en ontstig sal voel as dit is hoe jy onthou. Nie wat jy onthou nie, hoe jy onthou. Maar as jy onthou dat jy het in 'n huis groot geword waar al twee ouers gewerk het, en daar nie baie tyd was vir jou om met jou te speel nie, maar jy het daar genoeg kos en klere gehad en daardie keer toe die onderwysers onregverdig was pa by die skool gewees en die een keer wat die tannie met jou lelik was, het maar uitgetrap, dan onthou jy iets anders. En dan voel jy anders daaroor of jy dink anders en jy tree anders daarop. So baie keer, en dis presies wat jy sê, lê die heling in geheue in hoe jy dit fraseer of hoe jy die storie daarvan vertel. Daar's 'n groot verskil tussen niemand is lief vir my nie of ek kry niemand om met my op 'n afspraak te gaan. Baie groot verskil. En as dit word nie nou dat jy moet nou vir jouself lieg nie. Ons praat nou dat Nee, dit nee, moet nog nee, nee. steeds realisties wees. Dis nou maar net om realistiese bewoording aan iets te sit. Want ons is Ja, geneig om onrealistiese bewoording aan dinge te sit. ja. Ja, ons geheue baie keer rekonstrueer ons soos wat ons wil hê dit moet wees. En daar's baie ander maniere om dit te doen. Een manier wat ons nou beskryf het is om die storie daarvan op 'n ander manier te stel. Want jou manier wat jy stel is nie die waarheid nie, is maar net jou manier. So kry 'n paar ander opsies om ook die storie te vertel. Dan kyk ons ook na die emosionele prosesering. Daar is baie navorsing wat wys dat om onaangename geheue te vermy werk nie eintlik nie. Want die brein leer amper op 'n leuke vlak dat die geheue of om te onthou is gevaarlik en hou dan aan om dit te doen. As dit kon gewerk het, sou dit fantasties wees, amper soos 'n vergeetpil, maar dit werk nie in praktyk so nie. So wat baie beter werk is om die geheue te kontroleer. Byvoorbeeld, en ek gaan net 'n voorbeeld noem. As jy in daardie ongeluk was, dan is die geheue daarvan vir jou traumaties vir party mense. Jy onthou die botsing, jy hoor nog die slag van die metaal en die glas. En as jy daaraan terugdink, want dit spring sommer in jou kop in, dan sien jy daardie prentjie reg rondom jou. Nou goed, ons weet jy was in die botsing en ons wil nie hê jy moet dit vergeet nie. En ons wil dit nie ontken nie, maar hoe gaan ons dit onthou? As jy daardie selfde botsing onthou, deur dit op 'n baie klein swart en wit skermpie te sien afspeel, ver van jou af asof jy 'n toeskouer is en jy kan niks hoor nie en jy kan niks op jou vel voel nie. Dan onthou jy nog presies dieselfde insident, maar jou belewenis daarvan is heeltemal anders. Dis meer gekontroleerd, jy's meer in kontrole en jy leer dit aan en daarom is jou nuwe geheue 'n helende proses. As 'n voorbeeld. So wat ek hier hoor is eintlik, Louis, as wanneer herinneringe en terugflitsse en al hierdie goeters jou lewe ekskuus tog, jou lewe moeilik maak. Gaan vir hulp en iemand gaan vir jou leer dat jy kan daai herinneringe dieselfde geheue wat jy het, kan dan aangepas word
om nie meer daai negatiewe effek op jou te hê nie en in baie gevalle meer 'n genesende effek vir jou te hê. Ja. Maar baie mense gaan net hulp nodig hê om dit op 'n ander manier aan te pak, om jou brein op te leer om op 'n Ja. ander manier te dink. Dis wat ek hoor. Daar is goed nagevorsde forme van terapie, onder andere en waarvan die mees bekendste die oogbewegings-desensitisasie, EMDR, dit werk baie goed en daar's baie van hierdie terapieë wat dan werk om die geheue wat jy onthou anders te laat voel, as dit sou sin maak. Vat nie geheue weg nie, maar jy voel anders daaroor, dit vat die sneller baie keer daarvan weg. En eintlik Lise wat ons sê is dat negatiewe geheue kan iets mee gedoen word. En daar's baie maniere. Gemeenskappe doen geweldig baie daarmee om negatiewe geheue en om heling te kry. Waarheids- en Voorsieningskommissie is 'n goeie voorbeeld. Gemeenskappe wat wat kollektiewe geheue van trauma het, wat sê 50 jaar terug was ons as gemeenskap in die oorlog verkleineer en uitgewis en sleg behandel. Ons onthou dus as 'n aanslag op ons kultuur. Ons staan nou saam en ons onthou trots hoe ons saam gestaan het. Dis 'n vorm van trauma verwerking. En jy kies dan hoe jy onthou. Mense maar ons moet net weer herinner, dit is nie altyd baie maklik nie. So indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Jy kan ook meer gaan lees oor PTSD, enigiets soos daai op WSEK se webwerf, gaan na wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag, hy's 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede sal by hierdie gesprek wees. Gaan kyk meer wie is hy en so, en as jy voel jy het hulp nodig, vra, laat ons kyk of ons jou kan help in die area waar jy is. So deel asseblief die gesprek. Ek voel baie mense het nodig om dit te hoor. En soos altyd, kyk mooi na jouself.